Vandag staan ons stil by Rahab. Rahab, die prostituut, wat vrygespreek is. Josua 2 vers 4 vertel wat Rahab gedoen het. Daar staan, sê hy die 2 manne, dit is nou manne van Josua, wat verspieders was by Jerigo, sê hy die 2 manne weggesteek, en vir die koning laat weet, daar het manne by my aangekom, maar ek weet nie waar vandaan hulle is nie. Dit is baie interessant, dat sy eintlik as prostituut nie 'n probleem gehad het om sommer 'n storie vir die koning en sy mense te vertel nie, en eintlik vir hulle te jok nie. Maar die feit is dat haar optrede hierdie manne se veiligheid gewaarborg het, en soveel so, dat hulle kon teruggaan en rapporteer wat hulle gesien het. So, die feit is, die daad van Rahab het ook later van tyd vir haar en haar gesin van groot waarde geword. In Jakobus 2 vers 25 word daar ook na haar verwys. Daar staan, is Rahab die prostituut nie ook vrygespreek op grond van wat sy gedoen het toe sy die verkenners weggesteek en hulle met 'n ander pad laat ontkom het nie. Dit is wat gebeur. Al is jy dan iemand van twyfelagtige herkoms of twyfelagtige lewenstyl. As jy doen wat die Here behaag, kan die Here jou vryspreek. Dit is wat met hierdie vrou gebeur het, en sy is deel van die geskiedenis van mense wat in God se huis is en tot groot voordeel van almal in daardie gesin geword het. As sy nie daardie daad verrig het nie, sou die pad van die Jode baie anders verloop het. Maar omdat sy gehoorsaam was en die Here haar kon gebruik, onthou ons haar as die prostituut wat vrygespreek is. Loop mooi.